betekenis, die beeld van wie ek is. Ervaar my liefde in jou. Ervaar my goedheid in jou. Ervaar my wese in jou. Ons was nog altyd een. Nog nooit was ons geskei, my seun. Ken jou voorbeskik in my, om my lewe op aarde uit te dra. My koninkryk het gekom in jou, wees jy die teken en wonder my seun, ek die woord my en sal my lewe lewe. Ervaar my vrede in jou. Ervaar my gees in jou. Ervaar my wese in jou. Ons was nog altyd een. Voor die grondlegging van die aarde was jy volmaak en perfek in my, vlekloos, onberispelik en rein. Uit my jou skepper is jy voortgebring. Jy's die toonbeeld van my DNA, die gelykenis, die beeld van wie ek is. Ervaar my liefde in jou. Ervaar my goedheid in jou. Ervaar my wese in jou. Ons was nog altyd een. Ervaar my vrede in jou. Ervaar my goedheid in jou. Ervaar my wese in jou. Ons was nog altyd een. Ons was nog altyd een. Ons was nog altyd een. Goeiedag almal, James en Valerie groet julle almal met ons sessies in Afrikaans. Ons het besluit om dit in Afrikaans te doen om mense te help in Suid-Afrika en wêreldwyd om te beweeg van 3D na 5D bewustheid. Dis 'n mentaliteit, dis 'n dimensie en ons is grootgemaak met 3D, maar dankie Abba Vader vir waarheid, die volle waarheid, nie halwe waarheid nie, waar ons wakker word. Dis 'n awakening generasie, die nuwe generasie wat ons nog altyd verkondig het. Ja. En ons is nou by sessie nommer 8 en ons deel ons harte met julle om julle te help om te evolve, dis soos die Engelse woord sê, om te ontwikkel in volle volwassenheid. Nie dat jy 'n sondaar is nie, nie wat jy nog moet doen nie, maar om te herontdek wat jy reeds binne in jou het met geboorte, want voor die grondlegging van die aarde het jy perfek na die aarde toe gekom. Dit is ons boodskap. So is nie 'n godsdienstige boodskap nie, dit is 'n realiteit koninkryksboodskap vir vandag. Om julle te bemoedig en te laat besef wie julle werklik was. En is. So hier is ons by sessie 8 en ons onderwerp is die tweelingslange en die herstel van jou DNA. Nou dit gaan klink, wat is dit? Nou ja, kom ons hier gaan ons.
Dit was omtrent 7 jaar gelede wat ons diep in antieke tekste en geskrifte begin delf het, ek en Valerie saam. Die ou mens het gesê dat alles uit tweelinge gebore is, en hulle het nie van mense gepraat nie. Hulle het verwys na die goddelike patroon binne die hele skepping, die manlike en vroulike beginsel. Die linker en regterkant, en dit is waaroor ons nog baie oor gaan gesels, die linkerbrein en die regterbrein binne jou, wat deel is van die koninkryk, want jy is die tempel van die monad, die opperwese Abba Vader. Die tweelingstringe, DNA, wat die heilige spiraal van die lewe vorm. Dieselfde patroon word weerspieël in die Caduceus. Ek spel dit C-A-D-U-C-E-U-S. Dis die simbool wat mense steeds met trots in die mediese veld dra en wat jy op plakkate sien. Ons stap hospitale binne en sien slange wat om 'n staf kronkel. Daarin, ek en jy wat uit die hospitaalwêreld uitkom, kan getuig daarvan. Ter ere van die simbool van genesing. En tog glo baie van dieselfde mense dat die slang boos is. Hoekom? Ons was so geleer van geboorte al. As jy 'n slang sien, moet jy skrik, jy moet vrees, dit is duiwels, dit is boos, dit is uit die put van die hel. Maar die slang het nog altyd iets dieper verteenwoordig, iets heiligs. Die meeste mense, wanneer ek hierdie storie vertel, reageer op dieselfde manier. Ag nee, het jy verlossing gekry? Het iemand dit uitgewerp, maar niks hoef uitgewerp te word nie. Wat gebeur het, was nie demonies nie, dit was goddelik. Die energie het gestyg binne in jou. Die DNA het begin om homself te herstel binne in jou. En uit die mond van kindertjies is dit geopenbaar. Kyk, die meeste mense reageer op visione of spirituele ontmoetings deur programmering. Die verstand se ou filters 3D, bewustheid van vrees en bygeloof, wat die oorsaak was wat dit ontstaan het uit godsdienstige leerstellings. En wanneer dit gebeur wat eintlik goed is, noem hulle boos. Net soos die skrif sê, in daardie dag sal hulle goed sleg noem en sleg goed noem. Die meeste Christene leef steeds van die boom van kennis van goed en kwaad en nie van die boom van die lewe nie. Want wel, daar's baie goeie mense tussen die Christendom. Hulle het 'n goeie intensie, goeie maniere, maar hulle eet nog steeds van die boom van die kennis van goed en kwaad en nie van die boom van lewe nie. Want hulle verkondig met die een mond lewe, maar met die ander mond verkondig hulle dood. Daarom sê die teks dat hulle oë geopen is, nie vir die waarheid nie, maar vir oordeel. Hulle was reeds na God se beeld gemaak. Die slang se fluistering was nie van 'n eksterne identiteit nie. Dit was die stem van die vleeslike 3D verstand wat sê, jy moet iets word. En dit is die lokval. Die illusie, wat ons weet in 3 dimensie, 3D bewustheid, om iets te word wat jy reeds is, 5D dimensie. So deur die wêreld jou om ryk te word, beroemd te word, suksesvol te word. En deur dit te doen, verkoop jy jou siel. Wel, baie mense het nie hulle siele al verkoop vir roem en faam in die wêreld nie. Nie aan 'n duiwel met horings nie, maar aan die idee dat jy onvolledig is. Dankie tog, ons hoef niks in ons lewe te bewys aan enige iemand nie, omdat jy jou ware identiteit ken. Kan wat mense ook al aan jou doen, jou nie aanraak nie.
En dit laat my so dink aan die skrif wat sê, those that love the word of God will not be offended by anything. Dit beteken niks sal jou aanraak as jy die logos binne in jou, die woord, die Christus verstand ten volle lewe nie. Die meeste mense leef steeds vanuit daardie laer, vleeslike 3D bewustheid denkwyse. Hulle hoor woorde soos kundalini of chakras of auras of 7 energievelde en duins dadelik terug. Nie omdat daardie dinge boos is nie, maar omdat hulle opgelei is om te vrees wat hulle nie verstaan nie. Valerie, kan ons dit nie sê van die kerkwêreld vandag nie. Beslis. Selfs die boek Openbaring verwys na die 3,5 spoele. Dis dieselfde simbool van ontwaakte energie wat deur die liggaam styg. En ons gaan nog praat op 'n geleentheid van die 7 energievelde binne in jou. Hierdie hele boek is immers van oosterse oorsprong. Dit is geskryf deur 'n lens van mistiek en eenheid wat westerse godsdiens vergeet het of doelbewus verwerp. Wanneer jy in vrees leef, kan jy nie die waarheid sien nie, want jy beweeg deur 'n 3D bewustheid. Vrees openbaar nie die waarheid nie, dit versterk misleiding. So as jy sê dat jy die Gees in jou het, en jy glo jy is verseël, wat die woord wel sê, dat niks jou kan aanraak nie, dat die Moune, die opperwese, Abba Vader, altyd, nie net met jou is, by jou is nie, maar in jou is. Waarvoor is jy dan bang? Romeine 8 vers 28 sê, vir die wat die monad, Abba Vader, opperwese liefhet, werk alles ten goeie mee. So of jy glo in 'n opperwese, en of jy dit nou nie glo nie, jy het die opperwese, die monad, die bron van lewe, Abba Vader, binne in jou. Nou ja, omdat jy hom binne in jou het, jy het hom, of terug na een herstel, of jy leef steeds deur dualiteit, 3D bewustheid, wat verdeel, wat nooit geskei was nie. Kan julle sien hoe verdeling plaasvind vandag, kompetisie, verdeling tussen kerkname, denominasies, dis verdeeldheid, en dit laat my herinner, waar Jesus sê, as die een koninkryk, oor 'n ander een koninkryk te mekaar opstaan, sal hulle nie staande bly nie. En wanneer jy verdeel wat een is, opperwese Abba Vader, en jy een met hom, word jy 'n verstrooier as jy nie een is met hom nie. Nie 'n versamelaar nie, maak nie saak hoe hard jy Jesus Christus verkondig nie. Nou weer eens, mense is lief om die naam van Jesus te gebruik in oorlogvoering, as hulle bid in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Maar die natuur wys dit nie. Want om die naam te verkondig is nie dieselfde as om die natuur te beliggaam nie. Die naam is altyd die natuur en die persoonlikheid van die opperwese, wat ons weet, 1 Korintiërs 13 beskryf die ware onvoorwaardelike liefde. En die ware Jesus Christus, die Christus, is eenheid. Jesus se eie woorde in Johannes 17, Abba Vader, dat hulle een mag wees, soos ek en u een is. Met ander woorde, beteken nie hulle was nog nie altyd een nie. Objektief was ons nog altyd een met Abba Vader, maar subjektief as ons geleer, ons is geskei van hom, wat nie waar is nie. Die herstel van hemel en aarde binne die tempel van die mens. Kan jy sien die koninkryk binne in jou is? Jesus se lering is nie die kerk se lering nie. Nou kom ons sluit af met die Heilige Gees se fluistering. Wanneer die twee een word, staan die slang op en die liggaam onthou. Wat jy eens boos genoem het, was die slapende lig binne in jou, wat wag
dat jou vrees in 3D sal wegval. Nou familie, ons gaan nog met julle praat oor die eenheid van die regter en linkerbrein, hoe dit in mekaar inpas, die masculine, die manlike met die vroulike beginsel binne in jou, nie uiterlik nie, binne in jou, hoe dit objektief een is, maar die mens in 3D verdeel alles, en dit is nie die natuur van Abba Vader nie. Kom ons kry sy verstand, kom ons kry sy hartklop, kom ons kom terug na die volle waarheid, wat Jesus werklik geleer het, en nie op die ou kanonieke boeke wat hulle net aan vashou nie, wat nou in die 66 boeke van die Bybel is nie, waar hulle alle boeke, soos byvoorbeeld die Evangelie van Maria Magdalena, Evangelie van Thomas, Evangelie van Philip, al daar het hulle uitgehaal. Katolieke mense het dit uitgehaal. 3D bewuste kerkleiers, wat nie deur die Gees gelei is nie, het daardie boeke uit die Bybel uitgehaal. Ons bring dit terug, dat die volle waarheid verkondig kan word, en dat die mens waarlik vryheid kan deelagtig word. Dit is ons roeping, dit is ons passie, vir mense om te beweeg van die 3D illusie, wat godsdiens insluit, na 'n 5D realiteit, die koninkryk van Abba Vader, binne in jou en ook op die aarde. Geniet hierdie sessie, sit dit op die rak, luister na, mediteer daaroor, deel dit met soveel as wat jy kan, sodat meer mense in Suid-Afrika en wêreldwyd kan wakker word. Stuur al ons liefde vir almal wat luister. Tot ons volgende sessie sê ons, Shalom, Shalom.